Vanaand ons teksgedeelte is uit Lukas hoofstuk 10 hier van vers 38 tot 42 en ons staan vanaand stil by die tema van Martha. Ek lees vir ons die woorde: op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe en staan en sê: Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help, maar die Here antwoord haar: Maria, Maria, jy is besorgd en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar af weggeneem word nie. Ek weet nie wie van julle kyk baie keer die program op Via TV, Kom ons braai, en later het daar 'n program bygekom, Kom ons braai met vriende. Nou wat 'n mens elke keer van hierdie reeks raak, is eintlik dat ou sê, joh, daar's nie geen manier wat ek hierdie program eintlik wil kyk nie, want dit is vir my verskriklik erg om te sien hoe die vriende mekaar in die rug steek. As hulle by mekaar is en hulle praat oor die kos wat vir hulle gebraai is of voorgesit is, dan is dit baie lekker. En as daar punte gegee word met die beoordeling, dan is dit baie keer laepunte en dan volg die verskriklike kritiek op dit wat vir hulle voorgesit was. By die beoordeling van hulle gasvryheid is dit nogal treffend dat mense dikwels die opmerking hoor dat mense sê, maar ek gee vir hulle 2 of ek gee vir hulle 3 uit 5 uit, want die gasvrou was eintlik die hele tyd in die kombuis besig en sy het nie eintlik met ons tyd gespandeer nie. Ek dink iets daarvan is wat die Here hier deur die verhaal van Martha en Maria vir ons wil vertel. As jy mens gaan kyk na die groter konteks van hoofstuk 10, dan gaan dit eintlik oor gasvryheid. In die eerste gedeelte begin Jesus en dan vertel hy van hoe hy eintlik verhinder was om te oornag in 'n Samaritaanse dorp. En dat hy dan nou sê, maar voëls het neste om te skuil, maar die seun van die mens het nie 'n blyplek nie. En word daar eintlik uitgespreek oor die ongasvryheid van hierdie dorp en hoe die Here dan ook daarin ontvang was. Direk daarna gaan dit oor die 72 disippels wat die Here uitstuur om die evangelie aan mense te gaan bedien. En dan sê hy, as mense julle ontvang, gaan in by hulle huis, bly daar, neem deel aan die gasvryheid wat julle ontvang, en as mense julle wegwys, stamp die stof van julle voete af. En dan volg dit met die wetgeleerde wat by die Here kom en sê, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te ontvang? En dan is dit so treffend dat die Here dan om antwoord deur te sê, deurdat jy vir God sal lief hê, maar ook jou naaste soos jouself. As ons praat oor wat het ek nodig om die ewige lewe te verkry, dan gaan dit om God se liefde te leef ook teenoor jou naaste, om tyd te maak vir God en dat dit weerspieël word in jou verhouding na ander. Direk daarna volg die verhaal van die barmhartige Samaritaan. En die gasvryheid word uitgewys deur dat die persoon vir ons eintlik kom leer om te sê, jou naaste is die persoon wat jou lewenspad kruis. Ons sien dit in die gasvryheid dat hy vir die herberg sê, as jy enigiets meer nodig het, sê vir my, ek sal dit met julle kom regmaak. Maar daar word met gasvryheid na hierdie persoon omgekyk. En dan volg die verhaal van Martha en Maria. En Martha en Maria vorm eintlik deel van hierdie hele tema om tyd te spandeer saam met God, om tyd te maak vir die Here. Ons hoor dat Martha die Here genooi het om by hom te kom eet. Ons beleef dat sy hierdie ongelooflike gasvrou is, wat alles in haar vermoë doen om die heerlikste geregte vir Jesus voor te sit. En dat sy so hard besig is, dan sien sy dat Maria by die voete van Jesus sit. En dan kom Maria en dan sê sy, Here, my pla U dit nie vir U nie. Hinder dit nie vir U dat hierdie Maria die hele tyd by U sit in plaas van om vir my te kom help nie. En dan die ongelooflike antwoord dat die Here sê, maar sy het eintlik die beste gekies.
dink wat belangrik is hierso is dat Martha eintlik die gasvryheidsreël oortree het. Want Jesus was 'n gas in haar huis. Maria was eintlik 'n gas want sy het vir Jesus genooi en dan betrek sy haar gaste eintlik by hierdie geskil. Sy sê eintlik vir die Here, Here, staan op en spreek my suster aan. En so oortree sy die gasvryheidsreël, deurdat sy vir Jesus eintlik deel maak van hierdie geskil. Die Here antwoord haar, Martha, Martha. Dit is 'n liefdestipe van aanspreekvorm. En dan sê hy vir haar dat sy is besig om eintlik heen en weer te hardloop. Want dit is wat die woord peripaomai beteken, om te sê, jy hardloop heen en weer. Martha, jy is so besig, dat jy nie tyd maak, ook vir my nie. Ek dink hierdie gedeelte kom vanaand en hy vra vir ons, hoe lyk jou prioriteite? Sien, baie keer is ons so besig met die sake, met die dinge van die Here, dat ons die Here verloor. Dat ons nie meer tyd maak om tyd te spandeer met die Here nie. En die Here kom in hierdie gedeelte en dan sê hy, maar om by die Here te kom aansit, om te leer luister na die Here, dit is eintlik waaroor dit moet gaan. Om dan gasvry te wees beteken dat ons minder gestel moet wees oor wat is dit wat ons bedien, as om tyd te spandeer vir die persoon wat ek genooi het om te kom aansit by my tafel. En ek en jy word vanaand ingenooi en gesê, gaan dink 'n bietjie na oor hoe lyk jou lewe? Waarmee vul jy jou dag? Hoe lyk jou program elke dag van jou lewe? Is jou program so vol, is jy so besig om heen en weer te hardloop in jou lewe, dat jy dood eenvoudig nie meer prioriteit maak om tyd te spandeer ook met God in jou lewe nie. En mag die Here vir my en vir jou help om te kies, om te kom sit aan sy voete en te leer luister na God se woord. Kom ons bid saam. Here, help vir ons om prioriteite te bepaal in ons lewe. Help vir ons om U te kies en om tyd te maak ook vir U in ons lewe. Amen.